Goeiemôre. Baie dankie dat ek vanoggend weer saam met julle hier kan wees. Kom ons sit so en dan raak ons stil. Prys die Here. Roep sy naam uit. Maak onder die volke sy dade bekend. Sing vir hom. Besing hom. Praat met oorgawe oor al sy wonderwerke. Beroem julle in sy heilige naam. Laat die harte van hulle wat die Here opsoek, bly wees. Soek die Here en sy krag. Soek voortdurend sy teenwoordigheid op. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons gaan nou 'n loflied sing, 'n baie bekende loflied. Lied 200, al 3 die verse. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref? Kom ons sang. Ons gaan vanoggend uit die Bybel lees uit Josua 24. Die van julle wat dit wil opsoek, dit is die 6ste boek in ons Bybel en dit is basies die laaste hoofstuk van daardie boek. Voordat ek dit lees, is die klank reg? Ek was lanklaas hier, maar dit klink vir my vanoggend besonder hollerig. Echo-rig. So dit moet so wees, daar is nie fout verby nie. Ok, julle kan my hoor. Ja. Maar ek gou dit nie so vir julle. Ja, ok. Kom ons, voordat ons dit lees, kom ons bid saam. Here, ons het nou net gesing van die goedheid wat ons nie kan pyl nie, wat ons sukkel om te verstaan en te begryp. En ons is hier as 'n gemeente by mekaar, Here, as gevolg
van die goedheid. In die kerklike jaar loop ons nou al laas jaar Advent, dit het uitgeloop in lydenstyd, en Paasfees wat ons 'n maand gelede herdenk het. Seker die belangrikste naweek vir ons, en ook daai naweek wat die beste verduidelik wat ons bedoel met die goedheid. Dat U was 'n God, en is 'n God wat U lewe vir ons afgelê het. U is 'n God wat tussen ons 'n mens geword het, en in ons wêreld gewoon het, en alles beleef het wat ons as mense op hierdie wêreld beleef. Maar Here, hierdie boodskap van die goedheid is nie iets wat net in die Nuwe Testament is nie. Dit is iets wat baie lank aankom in die Ou Testament ook. En vanoggend waar ons uit die Ou Testament lees, vra ons dat U woord vir ons sal oopsluit en dit vir ons verstaanbaar sal maak. Ek vra dit alles in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. So, Josua 24. Josua het al die stamme van Israel in Sichem byeen laat kom. Hy het die oudstes van Israel, hulle hoofde, hulle regters en opsieners opgeroep, en hulle het in die teenwoordigheid van God gaan staan. Josua sê toe vir die hele volk, so sê die Here, die God van Israel, aan die kant die rivier het julle voorvaders in die verre verlede gewoon, Tera die vader van Abraham en Nahor, en hulle het ander gode gedien. Maar ek het julle voorvader Abraham van ander kant die rivier af geneem en hom deur die hele land Kanaan laat trek. Ek het sy nageslag vermeerder. Ek het aan hom Isak gegee. En aan Isak het ek Jakob en Esau gegee. Ek het vir Esau die bergland Seir gegee om dit in besit te neem. Maar Jakob en sy seuns het afgetrek na Egipte. Ek het Moses en Aaron gestuur, en ek het Egipte met plaag getref, soos wat ek gedoen het, en daarna het ek julle laat wegtrek. Ek het julle voorouers uit Egipte laat wegtrek, en julle het by die see aangekom. Die Egiptenare het julle voorouers met strydwaans en bemanning agtervolg tot by die Rietsee. Hulle het na die Here om hulp geroep, en hy het dit donker laat word tussen julle en die Egiptenare. Hy het die see oor hulle laat kom, en dit het hulle bedek. Julle het met julle eie oë gesien wat ek in Egipte gedoen het. Daarna het julle vir 'n lang tyd in die woestyn gebly. Dan slaan ek 'n paar verse oor wat gaan oor bakleierery met die Amoriete en sulke goeters. En dan vers 13. Ek het vir julle land gegee waarvoor julle nie hard gewerk het nie. Dorpe wat julle nie gebou het nie, waar julle woon, en wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie, maar waarvan julle eet. Daarom dan, julle moet ontzag hê vir die Here, dien hom met opregtheid en getrouheid. Verwyder die gode wat julle voorvaders aan die kant die rivier in Egipte gedien het, en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies julle dan vandag wie julle wil dien. Of die gode aan die kant die rivier wat julle voorouers gedien het, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek lees net tot sover. Nou soos ek net gesê het, is Josua die 6ste boek in die Ou Testament, en wat ons vanoggend gelees het, is die laaste hoofstuk in die boek Josua. En ek ervaar julle dit gehoor, maar die hoofstuk lees half soos 'n stuk nabetragting. Terugkyk in die geskiedenis in die verlede. Hulle is daar by Sichem by mekaar. En alles word in 'n paar verse opgesom wat met Israel gebeur het. Vanaf Abraham waar aan die ander kant die rivier geroep is, daar waar hy ander gode aanbid het, tot by die verhaal met Egipte, die bevryding uit Egipte, die trek deur die woestyn. Die hele verhaal van God en Israel, van die aardsvaders tot daar waar hulle in die beloofde land gekom het, word in 'n paar verse opgesom.
En 'n mens kan goed verstaan waarom terugkyk op hierdie stadium vir hulle so belangrik was, want toe hulle daar by Sichem uiteindelik by mekaar gekom het, was al God se beloftes aan Abraham, wat hy in Genesis 12, 15 en 17 gemaak het, toe hy vir Abraham geroep het, was almal vervul. God het twee goed aan Abraham beloof, nageslag, jy gaan 'n groot volk word, so baie soos die sterre van die hemel, iets in daai lyn, en ek gaan vir jou 'n land gee, en vir jou nageslag 'n land gee, waar hulle kan woon. Die nageslag was al 'n realiteit aan die einde van Genesis en aan die begin van Exodus. Maar die belofte van land het baie lank onvervul gebly. Dit is nie die tyd van Moses vervul nie, maar eers vervul in die boek Joshua na die dood van Moses. Al die groot gebeure, al die beloftes, al die reddende dade van God word in Joshua 24 opgesom. En dan in die res van die hoofstuk, daar is nog 'n paar verse oor wat ek nie gelees het nie, daar word vorentoe gekyk. En dit herinner natuurlik aan wat ons as Christene ook doen, wat ons hele kerklike jaar ook beteken. In ons kerklike jaar word ons die hele tyd herinner aan dit wat God in die verlede gedoen het. Soos ek in my gebed gebid het, Adventstyd, 'n maand gelede het ons die Paasfees herdenk. En die Jode het terselfdertyd natuurlik die Pasga herdenk. En die Pasga herdenk die goed waarvan Joshua 24 nou praat, die bevryding uit Egipte. Nou as 'n mens vandag vir Jode sou vra in die Hebreëse Bybel, hulle weergawe van die Ou Testament, wat die belangrikste deel daarvan is, dan sal hulle, aanvaar ek uiteenstem sê, die belangrikste deel is die Torah. Die eerste 5 boeke van die Ou Testament, waarna Jesus dikwels in die Nuwe Testament verwys as die wet. En die fancy woord vir die eerste 5 boeke is die Pentateeg. So in die Hebreëse Bybel kry mens die Torah, die wet, die profete en die geskrifte. As jy in die Nuwe Testament gaan lees en wanneer Jesus na die Ou Testament verwys, dan verwys hy meestal net na die wet en die profete. Hy verwys nie na die geskrifte nie, want die geskrifte was op daardie stadium nog nie deel van die kanon nie. Maar daar is een probleem, as 'n mens sê, soos die Jode sal sê, die Torah is die belangrikste teks vir hulle, is daar een groot probleem daarmee. En die probleem is dat Abraham ontvang 2 beloftes, nageslag en land. En soos ek net gesê het, nageslagbelofte is aan die einde van Genesis, begin van Exodus, is dit vervul. Maar die landbelofte vat baie lank om vervul te word. Exodus vertel vir ons van die uittog uit Egipte, in die aanvanklike trek deur die woestyn. Levitikus gaan oor 'n klomp offers en goeders. Numeri is ook 'n klomp verhale in die woestyn, en dan aan die einde van Numeri neem hulle Transjordanië in, die deel aan die ander kant die Jordaan, maar nog nie die beloofde land nie, nog nie Kanaan nie. En in Deuteronomium staan Moses op en hy vertel die hele storie weer en die wet word weer gegee. Maar aan die einde van die Torah, aan die einde van Deuteronomium, gaan Moses dood. En die tweede belofte van God wat die land vir Israel gaan gee, is nog nie vervul nie. Sit 'n mens natuurlik die boek Joshua by die Torah, en dan praat ons van die Heksateeg, dan is hierdie probleem opgelos. In Joshua word Kanaan ingeneem, en word die tweede belofte ook vervul. En as 'n mens vanoggend se hoofstuk lees, dan klink dit asof die skrywer gedink het dat die boek Joshua hoort eintlik by die Torah, want die hele verhaal van die Torah word hierin opgesom. Van Genesis dwarsdeur, alles wat gebeur het. Daar word half so hierdie boog getrek van die begin af, van Abraham af, tot daar aan die einde, by Sichem, waar Joshua die hele volk bymekaar het, en wat hulle op 'n manier hulle dankbaarheid getuig teenoor God, wat uiteindelik albei sy beloftes vervul het. Vir interessantheid, daar is nog 'n interessante boog wat 'n mens sê, wat so van die einde van Genesis af na Joshua 24 getrek word.
In Genesis 50 vers 25, die voorlaaste vers van die boek Genesis, laat Josef die Israeliete beloof dat as hy eendag sterf, dat hulle sy beendere met hulle sal saamneem wanneer hulle uit Egipte trek. En inderdaad, in Exodus 13 vers 19 lees ons dat Moses het Josef se beendere met hom saamgeneem toe hulle weggetrek het. En hierdie beendere word aan die einde van Josua 24, as jy verder sou lees, word dit daar in Sichem te ruste gelê. En al hierdie goed sê vir ons dat die skrywer van Josua 24 het gedink, maar eintlik moet hierdie boek deel wees van die Torah, want dit maak klaar alles wat God in Genesis beloof het en alles wat God begin het. Albei beloftes word vervul. Maar die realiteit is, in die Joodse tradisie is die Torah die belangrikste ding. En so was dit ook vir Jesus gewees. En is die boek Joshua deel van die profete. Die vraag is hoekom? Wat het hier gebeur? En een van die beste verduidelings wat ek het is 'n Duitse geleerde met die naam van Eckhart Otto, wat sê hy dink iewers in die Persiese tydperk, dis so die tyd voor die Grieke gekom het, was daar hierdie ewige debat onder Jode oor identiteit. Die vraag wat hulle self afgevra het is, wanneer is jy 'n Jood? Wat maak van jou 'n Jood? En hy dink dat daar eers 'n heksateeg was, dat Joshua eers deel was van die Torah, saam met die Torah gelees is. En dan is die antwoord op die vraag, wat maak van my 'n Jood is, 'n Jood is iemand wat in die beloofde land bly. Want dis wat Joshua sê, die tweede belofte is ook vervul, en Jode is mense wat daar in die land woon. Maar daar is een probleem met hierdie antwoord op die vraag, wat maak van jou 'n Jood? En dis die probleem dat die meeste Jode het nie meer in die beloofde land gewoon nie. Daar was 'n baie groot Joodse gemeenskap in Babylon. Dit was nog die naderdraai van die Babyloniese ballingskap. Ons aanvaar immers dat die Torah eintlik in Babylon geskryf is. Daar was net so 'n groot Joodse gemeenskap onder in Egipte gewees. En as ons natuurlik uiteindelik by die Nuwe Testament kom, het hierdie Joodse gemeenskap versprei reg oor die Middellandse See, reg oor die Romeinse Ryk. Maar al hierdie ander Jode wat nie in die beloofde land gebly het nie, dan gevra, maar beteken dit dat ons nie Jode kan wees nie? En in hierdie debat oor wat maak van my 'n Jood, dink Eckhart Otto, is die boek Joshua toe eenkant toe geskuif na die profete toe, en het die Torah die ding geword. En die antwoord op die vraag, wat maak van my 'n Jood, wat die Torah gee is, 'n Jood is enig iemand wat die Torah uitleef, maak nie saak waar hy is. Of hy in Babylon is, of hy in die beloofde land is, of hy in Egipte is, as hulle die Torah uitleef, dan is hulle Jode. Nou, ons is nie Jode nie, maar die vraag wat ons vandag vir onsself seker ook gedurig moet afvra is, wat maak van my 'n Christen? Hoe sal ons die vraag beantwoord? Ek dink mense sal iets sê soos, 'n Christen is iemand wat die waardes van die Bybel, wat die waardes van Jesus uitleef en navolg, maak nie saak waar jy is nie. En dit is so, vir ons as Christene is ons nie gebonde aan 'n plek nie, ons is nie gebonde aan 'n sekere plek of 'n sekere beloofde land nie. Ons identiteit uit die staanspoor is nie aan land gekoppel nie. Maar dit is nog steeds gekoppel aan die waardes en die beloftes van Jesus uitleef. Aan die einde van die stuk wat ek gelees het, roep Joshua die volk op om die Here te dien. En dis 'n baie bekende vers, daai laaste vers. En dan op hy sê vir hulle, maar julle kan nou maar maak wat julle wil. Gaan dien nou maar die ander gode daar aan die rivier, of die gode van die Amorite, hier waar ons nou is. Maar ek en my huis
ons gaan die Here dien. Nou ons as Christene praat vandag ook so, ons praat ook daarvan om die Here te dien, maar ons sal dit ook op 'n ander manier uitdruk. Ons sal sê, Christene is mense wat vir Jesus volg. En dit is wat dit vandag beteken om die Here te dien. Dit beteken om vir Christus te volg. En wat beteken dit? Dit beteken om die waardes van Jesus en die Bybel uit te leef. Nou, ek hoef julle nie te herinner dat ek dink in ons land en deesdae ook in die wêreld leef ons in 'n baie donker de mekaar tyd. Dit voel ek sê dit gereeld, maar het voel of asof die woorde al hoe meer waar word, want dit word alles al hoe erger. En met donker bedoel ek nou in die eerste plek figuurlik, dat ons is net 'n land waar ons morele kompas, ons moraliteit, soos mis voor die son verdwyn het. Daar was natuurlik 'n tyd wat ons gesê het, letterlik donker, maar Eskom is nou al 'n bietjie beter, so dit ten minste is nou nie meer so groot probleem nie. En ek dink in hierdie donker omstandighede in 'n land waar moraliteit en die vermoë om te onderskei tussen wat reg en verkeerd is, waar dit verdwyn het, is dit wat Josua vir my sê aangrypend. Maak nie saak wat Israel kies nie. Hy en sy familie, met ander woorde, hy en die kring waar hy 'n invloed het, waar hy sê het, hulle gaan die Here dien. Dit maak nie saak wat die ander wil doen nie, maar vir hom is die keuse eenvoudig. En ek dink dis 'n soort hardkoppige integriteit wat ons 'n groot behoefte aan het in ons land en in die wêreld ook. Ons weet natuurlik dat om die regte ding te doen nie altyd maklik is. In die media die afgelope tyd is daar hoeveel name genoem van mense wat vermoor is omdat hulle die regte ding gedoen het, omdat hulle in 'n staatsinstansie gewerk het en gesê het, maar jy word geld gesteel, of omdat hulle in 'n plek gewerk het wat sulke goed ontbloot het. Ek dink aan een van my dosente op Stellenbosch se seun van die kerk, ek het nou die seun se naam vergeet, maar die pa se naam is Anton van die kerk. Dit is 'n goeie voorbeeld van iets wat laas jaar gebeur het. Maar hier rond in Vanderbijl Park is ook onlangs 'n ingenieur doodgemaak omdat hy uitgepraat het. So soms is dit moeilik om die regte ding te doen. En ek bewonder hierdie mense wat die regte ding doen en dan uiteindelik met hulle lewens daarvoor betaal. Ander tye is dit nie so maklik om te weet wat die regte ding is om te doen. Ander tye kom 'n mens voor keuses wat jy nie weet wat sal nou die regte ding wees. Dis maklik om te sê moenie lieg nie, moenie steel nie, moenie jouself ten koste van ander verryk nie. Dit is die maklike goed. Maar soms is daar moeilike keuses wat ons nie weet wat sou reg wees nie. En as 'n mens moeilike goed soek, gaan lees maar die bergrede in Matteus. Gaan lees Lukas se weergawe daarvan. Dan spel Jesus 'n heel ander klomp waardes uit wat ook baie moeilik is. Om die ander wang te draai byvoorbeeld, om 7 maal 7 keer of is eintlik mos 7 maal 70 keer te vergewe. Om mense met waardigheid te hanteer, want dis die een ding wat uitstaan van die bediening van Jesus is dat hy skep altyd die indruk dat hy die mense wat oor sy pad gekom het met geduld en met waardigheid hanteer het. Dat hy hulle in die oë gekyk het en na hulle stories geluister het. En dit sluit almal in. Wetsgeleerdes, fariseërs, tollenaars, arm, weerlose mense. Die boodskap van Josua is vir ons vanoggend eenvoudig. God roep ons op om die Here te dien, om Jesus te volg. Mag ons waardige volgelinge van Jesus wees, wat deur ons waardes wys wie ons is
en waar ons identiteit lê. En mag ons die moed van Joshua hê om die regte ding te doen. Maak nie saak wat ander mense doen nie. Mag ons in ons huis die Here dien. Amen. Here, ek weet dat die goed wat ek sê eenvoudig klink. Ons is hier om U te dien uit dankbaarheid vir dit wat U vir ons gedoen het, uit dankbaarheid vir U goedheid. Maar dit is nie altyd maklik nie. Soms kort ons die moed om die regte ding te doen, en soms kort ons die insig om te weet, maar wat is nou die regte ding? En Here, in die kerklike jaar wat afstuur op Hemelvaart en uiteindelik op Pinkster, vra ons dat U deur die Gees vir ons beide sal gee. Die moed en die insig. Ek vra dit in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Ek gaan nou meer soos 'n tradisionele liturgie vir julle 'n opsomming van die wet lees uit die evangelie van Lukas. En kyk, 'n sekere wetskenner het opgestaan om Jesus te toets en hom gevra: Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf? Jesus sê toe vir hom: Wat staan daar in die Torah geskryf? Wat lees jy daar? Hy het geantwoord: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand. Die deel haal hy uit Deuteronomium 6 aan. En jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit kom uit Levitikus 19. Jy het reg geantwoord, het Jesus vir hom gesê: Doen dit en jy sal leef. Maar hy wou homself regverdig en het toe vir Jesus gevra: En wie is my naaste? En dan ken julle die res van die verhaal. Jesus, tipies van hom, antwoord dan nie met 'n reguit antwoord nie, maar hy vertel 'n storie. En hy vertel dan die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. En dan aan die einde vra hy vir die wetsgeleerde: So sê nou vir my, wie was daardie man se naaste? En dan kan die wetsgeleerde dit nie uit sy mond uitkry om te sê Samaritaan nie, dan sê hy maar, ja, die man wat aan hom barmhartigheid bewys het. Ek gaan nou net geleentheid gee vir stil gebed, dat ons almal stil word. Ons kort twee goed, ons kort moed en ons kort insig om as volgelinge van Jesus in hierdie wêreld te leef. Kom ons raak stil daaroor en dan bely ons teenoor God ons tekort aan hierdie twee goed. Amen. Aan almal wat in ware berou en opregte geloof, hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van God, vergifnis van sonde. Ek gaan nou 'n laaste ding van u vra, en dit is dat u sal staan en dan hardop saam met my u geloof bely. Ek vra om verskoning, ek het nie die algemene geloofsbelijdenis voor my nie, ek het die geloofsbelijdenis van Sia, hardop saam bely gaan nie werk nie, so doen dit in julle harte dan. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God,
verwek nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, en wat terwille van ons die mens en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het,